Hallo, dit is heerlik om weer tyd saam met jou te spandeer. Vandag het ek nogal 'n persoonlike storie om met jou te deel. So ek hoop jy gaan aanklank vind by hierdie les, want ek het hierdie les baie hard geleer. Ek het die voorreg gehad om verder te studeer en die Bybelskool deur te stap vir 'n klompie jare. En wat 'n wonderlike voorreg om slim mense en godsmense te hê wat vir mense partykeer die drade so 'n bietjie bymekaar kan sit. They can link up all the dots in die woord. Want as jy onthou, ek het heel in die begin gepraat van partykeer praat Abba in kodetaal. En as jy die kode het, kan jy baie maklik verstaan wat Abba eintlik sê. En soms lees ons net so op die oppervlak van 'n persoon, maar eintlik het Abba iets baie diepers in daai persoon se lewe vir ons opgesluit. En vandag veral gaan dit oor die bruid. Wat het die Here vir ons vir die bruid kom sê in die Ou Testament? Ons is so gewoond om die Nuwe Testament met die bruid te assosieer. Maar ek gaan vandag vir jou 'n storie vertel, een van Israel of Jakob se seuns. En dis die storie van Reuben. So hold your horses, ek gaan vinnig deur 'n paar goedjies hardloop, maar Reuben se storie het my aan my hart gegryp, soos ek hoop dit gaan vir jou ook. So Reuben is die oudste seun van Jakob en Lea. En jy sal onthou, Jakob het baie jare vir Rachel gewerk, en toe eintlik vir Lea eerste gekry. En soos dit ook werk, kry Lea eerste, die eersgebore seun. En hierdie kind word gebore uit haar soeke vir liefde. Want sy het geweet, Jakob se hart, Israel se hart lê eintlik by haar sussie. Sy was nie sy eerste keuse nie. En in haar soeke vir liefde het Reuben gekom en sy het uitgeroep, kyk, 'n seun. En dis wat sy naam beteken. Reuben is Ru en Ben of Ruven en saam is dit kyk, 'n seun. En hy was die eerstgeborene. Hy was Jakob se eersteling, sy begin van sy generasie, die begin van sy belofte van 'n nasie. En so gebeur dit dan dat Reuben ouer word en Reuben sondig teen sy pa. Hy vat vir Bilha, wat Jakob se byvrou was, en hy het met haar gemeenskap gehad. Maar hy het nooit vir sy pa daarvan gesê nie. Ons lees nêrens in die woord dat hierdie saak tussen pa en seun uitgesorteer is nie, of dat daar vergifnis gevra is nie. Dit is so onder die mat ingevee. Op Jakob se sterfbed is hy besig om profeseë oor sy seuns uit te spreek. Hy roep hulle nader en so praat hy met elkeen van hulle. Maar ons besef dat as jy die woord dieper bestudeer, daar's baie lae, nee. En eintlik gaan baie van hierdie profeseë verby die individu, verby die seun wat net voor sy pa sit. En in Genesis 49 vers 4 sê Jakob vir sy seun, jy is onstuimig soos die golwe van die see, maar jy sal nie langer die belangrikste wees nie, want jy het by een van my vroue geslaap, jy het my bed onteer. Wow! Op sy sterfbed kom die hele sak patats uit. Hierdie ding wat skeiding gebring het tussen pa en seun, en die gevolg is dat Reuben verloor sy eersgebore reg. Reuben word eintlik
'n niemand, want so gaan 'n gedeelte van sy erfporsie gaan na Josef toe, wat die eersgeborene van Rachel is, en dan die leierskapsposisie gaan af na Juda toe. Baie interessant om eintlik na alles wat gebeur het en hoe die dinge uitgespeel te kyk. Maar wat beteken hierdie? Wat is die waarskuwing wat eintlik in Reuben se karakter opgesluit is vir ons in die bruid? Ek gaan nou so 'n bietjie 'n pin insit en nou gaan net vir julle ietsie vertel. Klompie jare terug hou ek op werk en ek woon 'n vroueoggend saam met 'n vriendin by en daar's iemand wat bedien en dit was 'n wonderlike dag in die tuin en so kom sit ons almal by die tafel en hierdie vrou bedien ons met woord en profesie. En ek is sommer eers aan die beurt. Ek is so bietjie uit my plek uit. Ek voel so bietjie ek ken nie eintlik die ander mense nie. En sy kyk vir my en sy sê, die Here sê, hou op berekeninge maak, hou op calculations maak. En ek kon glad nie verstaan wat die vrou vir my sê nie. Want sy sê, hou op om dinge so te oorweeg. Julle en ek het nie baie lekker gevoel daai dag daarna nie en ek kon nie verstaan wat eintlik hierdie woord is nie en ek het eintlik so 'n bietjie aanstoot geneem want ag man, ek het dan nou 'n mooi woord verwag en 'n woord van bemoediging en eintlik nie hierdie woord van wat my uitdaag nie. En so begin ek studeer baie jare later en ek begin die woord bestudeer en hier is Reuben se storie voor my. En wat is die ding wat hier aan my hart raak? Sy pa wat vir hom sê, you are unstable as water. Jy is so onstuimig soos die see. En wat sê sy pa vir hom? Sy pa sê vir hom, hier is 'n dubbelhartigheid. Hier's 'n dubbelhartigheid wat in jou karakter lê, wat tot baie dinge moeilikheid vir jou kan gee. Hoe dit uitgespeel? Kom ons dink aan water. As jy byvoorbeeld 'n plank sou hê, ek gebruik nou sommer my foon, en hier's 2 lyne op die plank getrek en jy sou water hier gooi. Die water sal die rigting gaan wat jy hom hou. Maar die water gaan nie noodwendig tussen die 2 lyne bly nie, nê. Die water gaan waar hy wil. En in Reuben se karakter speel dit uit dat hy laat hom nie maklik in een plek hou nie. Dan is hy hierdie kant van die draad, dan is hy daai kant van die draad. Hy neem nie standpunt in nie. En hierdie dubbelhartigheid beteken eintlik dat Reuben weier om te beweeg as die Here praat. En julle, dis waar hierdie ding my hart gryp. Want dubbelhartigheid beteken eintlik daai stuk onsekerheid om te beweeg as Abba jou roep. Calculating the cost of obedience. Die berekening van wat gaan dit my kos as ek gehoorsaam is aan die Here se roepstem. Hoor wat ek vir jou sê. Daai huiwering, daai considering obedience, sal ek nie. Daai huiwering wat sê, joh, ek weet nie of ek hierdie vir iemand moet sê nie, want net nou hou hulle nie meer van my nie. Of, joh, nee, ek kan nie alles oppak en trek nie, want wat van familie wat ek agterlaat? Die Here se roepstem roep ons, hy roep ons en ons het al baie gepraat oor gehoorsaamheid en om in gehoorsaamheid te beweeg. Want wat is die risiko vir ons?
Die risiko is dat ons kan ons erfdeel verloor. Ons kan ons erfenis verloor, want soos wat Reuben in sy karakter onstabiel was, dan was hy vir hierdie en dan was hy vir hierdie kant. Dan, hy kon nooit 'n standpunt inneem nie. Selfs toe hy die oudste was en hulle Josef wou doodmaak, sy boeties, wou hy nie hulle teleurstel nie. Hy sê toe, nee, kom ons maak hom nie dood nie, kom ons verkoop hom net. Kom ons sit hom in die put. Hierdie man moes opgestaan het gesê, nee, dis verkeerd, ons kan nie ons boetie vermoor nie. Maar hy wou eintlik hulle guns behou en kies 'n middeweg, kies 'n pad. Ja, gelukkig het Abba Vader dit alles ten goeie laat meewerk, maar wat sê dit van Reuben? So wat het met Reuben gebeur? Hy het nooit vrede, of hy het nooit bely dat hy aan sy pa gedoen het wat hy gedoen het nie. Die gevolg was hy het sy eerste geboortereg verloor. Reuben het nooit in die beloofde land ingegaan nie. Hy het saam getrek, maar hy het buite die beloofde land gekies om te bly. Hy het nooit en sy nageslag het nooit ingegaan nie. Met elke sensus het Reuben se getalle gekrimp. Gaan kyk. Reuben het non-influential geword. Hy het niks meer sê gehad, terwyl hy eintlik die oudste boetie was, wat leiding kon neem. Hy het dit eintlik alles opgesê. Hy was besig om te settle vir tweede beste. Hy was tevrede. So die risiko vir ons in vandag se les, wat ek eintlik vir jou wil sê, is oppas vir dubbelhartigheid. Want dit kan jou duur te staan kom. Jy kan die seën wat die Here, die belofte wat die Here vir jou het, verloor. Daar waar hy jou roep en te sê, gaan vertel die mense. Nee, wat van as die mense nie wil hoor wat ek sê nie? Wat se seën verloor jy in dit? Oppas vir daai ding van, ek gaan nie te betrokke raak by die kerk nie. Wat is dit? Is jy vir God? Is jy teen God? Dubbelsinnigheid lei tot louwarmheid. Daai louwarm wat die Here in Openbaring sê, was jy maar warm of koud, maar nou is jy louwarm en ek spoeg jou uit my mond. Joh, die Here moet ons nie bevind as louwarm nie. Hy wil nie 'n verdeelde hart hê nie. Hy wil 'n hart hê wat hom eer. So kom ons beweeg as die Here ons roep, want jou erfenis, jou erfporsie, jou seën, jou belofte is op die spel. So hou op om berekeninge te doen as die Here jou roep en hy sê, kom, volg my, want hy is 'n goeie herder, hy's 'n goeie Vader, hy weet wat hy vir ons het, maar ons is die ouens wat dit opgee. Ek hoop hierdie boodskap gryp jou aan jou hart, en dat jy sal dink en gaan bely oor waar jy miskien met 'n dubbel hart die Here probeer dien, want jy mis uit op soveel. Wees geseënd tot ek jou volgende keer sien. Totsiens.